the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Baie welkom by nog 'n episode van Wild Horses. Saam met my gas vanoggend, Werner Spille. Baie welkom. Dankie vir jou tyd. Besigheidsman, ek wil dit sê, buitekant ook. Ook 'n gemeentelid by Alroy. En dis nie om druk op hom te sit nie, maar ons gaan lekker gesels. Man wat ook 'n pad gestap het, ek moet sê, lekker pad gestap saam met die Here. En vandag is ek baie excited. Ons gesels altyd lekker met die vloei van die Heilige Gees. En die Here daar buitekant, onthou, dit sê nie as jy in besigheidswêreld is of jy is besig met besigheid dat jy nie vir die Here kan werk nie. Ja. Daar's al soveel velde oop en in ons episodes het ons gepraat oor callings en roepings. So die Here is daar, hy soek die bereidwillige een. Werner, ek wil graag net begin met 'n skrif hier. En hier is 'n skrif wat ek graag wil lees. Dis 1 Korintiërs 13 vers 1. En het lees as volg. Ek gaan die Engels lees want dis wat vir my die krag gee. Hy sê, if you could speak all the languages of earth and of angels, but you didn't love others, I would only be a noisy gong and a clinging cymbal. Nice. So, dit wat ons baie van praat is, ons wil nie net geraas maak nie, want die liefde is altyd absent. Nice. En ek wil regtig begin dat jy met my gesels, en ek wil 'n bietjie intap by jou om hoe jy van by jou punt gekom het waar jy ook bedien het en die woord verkondig het, baie aan die straat buitekant. Ek weet, dis waar ek jou ook ontmoet het. En hoe jy op 'n punt gekom het wat die vyand dit reg kon kry om so geestelike hoogmoedigheid saadjie te begin plant. En dat daai ding iewers 'n vlam vat in jou en hy begin groei en vir 'n oomblik het jy daai oomblik wat enige mens het wat jy twyfel en ek wil net so 'n bietjie daaroor gesels as dit reg is. Dis reg. Weet jy, Henny, ek het begin stap 10 jaar terug, het die Here my geroep, en dit was baie excited. Ek het altyd in 'n huis groot geword waar jy vir die Here geken het, maar ek het hom, jy kan hom nooit aanvaar as jy hom nooit aangeneem het nie. Ja. Jy weet, en toe die Here my geroep het om in die bedieningsveld uit te gaan, en om vir mense te gaan help, en mense te bevry, en al die goedjies. En ek het op 'n tyd, het ek so 6 ure 'n dag in die Bybel spandeer. En ek het elke dag ingegaan. En ek het mense, weet, jy het wonderwerke gesien, jy het genesings gesien, kankers was genees, blindes het gesien. Maar op 'n tyd soos jy begin bedien het, en jy met mense begin praat het jy begin agterkom, maar wat gaan dan met hierdie mense? Hulle ken nie die woord nie. Hulle praat daarvan, maar hulle leef dit nie. En soos jy met hulle begin praat, begin daar 'n fighter uitdraai, as ek dit so kan stel. Yes. En dan begin jy hulle oordeel. Maar ek is reg. Ek ken my woord, ek ken my skrif. Ja. Ek weet, ek sit die tyd uit om dit te doen. En na 'n tyd het dit begin agterkom dat mense van hulle self van my onttrek het. Okay. En ek kan nooit verstaan hoekom nie. Yes. Want ek was die ou wat ek eers na die tyd agtergekom het, ek het dit nooit besef nie. Maar ek was die ou wat toe geestelike hoogmoed gekry het. Okay. En die geestelike hoogmoed het mense begin onttrek, want jy het hulle eintlik laat dom voel. Ek hoor jou. En wanneer iemand begin voel, maar hy ken nie die woord soos jy nie, begin hulle jouself heeltemal onttrek, en dan begin jy jouself op 'n eensame pad vind. Okay. En dan begin bitterheid inkom. Dan begin teleurstellings inkom, want jy doen al so lank vir die Here, hoekom draai die mense weg? Wanneer jy jou antwoord, daar was al vir my gesê dat ek's van die pad af. Maar die mense kon dit nooit in die skrif bewys het nie, so ek het my altyd self geregverdig in die skrif. Okay. Want die woord sê mos, dat dis jou wapen, jy kan, dit is, en ek het altyd geglo, dat, soos Paulus vir Timoteus gesê het, moenie laat hulle jou jonkheid misag nie. Okay. En toe dit begin gebeur het, en dit gebeur het, ek my altyd getroos in die woord. Okay. Maar wat ek nooit besef het nie, op daai oomblik, is dat die vyand ken ook die woord goed. En wanneer hy so begin in hoogmoed inval, begin jy die liefde verloor.
Yes. Wat ons vers sê. Ons vers sê dit. Dan begin jy letterlik 'n lydende simbool word. Yes. Jy het die klank, jy's daar, maar daar's niks liefde nie. Wow. Waartoe travel die klank? Yes. En toe val ek in 'n gat. Okay. En dit was 'n baie lang gat om uit te klim, want ek het nooit uitgeroep nie. Ek het vir myself gesê, ek het myself daarin gevind. Ek sal myself uitkry. Jy sien, van hoogmoed af het trotsheid ingeskop. Yes. En naderhand het jy begin bid en vir die Here gevra, Here, wat het gebeur? Hoe help my? Het nader gevoel vir jy teen die plafon vasbyt. Yes. En die grootste van alles wat ek vir mense vandag kan sê is dat dis die stemme van die vyand wat jy begin aankla het. Maar voor ek daar by die stemme van die vyand kom, wil ek net dit by sê dat wanneer geestelike hoogmoed ingekom het jy begin die stemme hoor, jy begin shift daarin, maar jy het nooit gemeet met die woord nie. Yes. En wat jy opgestaan het. En wat jy opgestaan het. Hy het jou so half weggekry. Hy het jou begin deceive en hy vat jou weg van die waarheid af. Yes. So wanneer jy op daai geestelike hoogmoedpad kom, is 'n baie gevaarlike pad. Yes. Ek moes letterlik na die tyd wat ek agtergekom het dat ek is op daai pad en my hart het so hard geword dat ek nie eens my liefde kon uitgee nie. Ja. So van daai lydende simbool het my klank op begin sagter word. Ja, soos hy jou begin vasmaak. Yes. En toe begin selfbejammering inkom. Yes. Die hele span het op jou geklim. En toe selfbejammering inkom, toe begin isolasie inkom. Ja. En ek begin my onttrek van alles. Ek begin nie meer praat in die kerkie, ek begin nie meer met mense nie. Ek het myself heeltemal onttrek van dit af. En as jy mooi gaan sit en dink daaraan dat ek het my onttrek eintlik van die liefde. Yes. Ja. Want wat mense nie verstaan en jy moet al weet, as jy jou hart verhard, Yes. of jy beskerm jou hart om te sê, nee, ek laat nie weer iemand toe hier nie, want ek het seer gekry, in jou geval die liefde, kan jy nie meer die liefde van die Vader ook kry nie. Ja. Want jy kan dit ook nie uitgee nie. So mense voel die hart uit en jy kry ook nie daai identiteit weer terug om te sê nie. Yes. En dis wat die vyand doen, hy roof jou identiteit. Yes. En hy het so mooi iets gesê toe ons gechat het. Wat is die 2 wapenrusting afdelings wat hy by jou gesteel het? Okay, die eerste ding wat hy by my kom steel het is my helmet van salvation. My identiteit in Christus. Yes. En die tweede ding wat hy kom steel het is my wapen, die swaard van die Gees, die woord van God. Ja. Dat jy naderhand so gevoel het, jy weet jy moet gaan, ja, maar jy wil nie. Yes. Want jy voel sleg, jy voel skuldig. En op dieselfde tyd wat hy dit kom steel het hy jou afgebreek. Jy is nie waardig nie, jy het teen God gesondig. God sal jou nooit vergewe nie. En dan gaan soek ek weer skrif om maar uit te kom. Ja. Maar dan gebruik hy daai selfde skrif teen my om te sê, sien, kyk wat staan hier so. Jy is nie waardig nie. Yes. En dit het my deur 'n diep kanaal gevat. Okay. En laat ek op 'n punt gekom het om te sê, weet jy wat? Here, as U my nie gaan help nie, ek gee op. Yes. Ek is klaar. Einde van jou. Einde van die trots actually. Ja, maar nie einde van die trots nie. Einde van geloof. Okay. Ek wou nie eens meer aangegaan het nie, want jy bid hoeveel maande, hoeveel aande, jy gaan in, maar daar's niks wat gebeur nie. En toe kom ek agter dat as 'n mens gou vandag so daarna gaan kyk, hoogmoed, weet ons van waar af kom dit. Ja. Dit kom van die vader van Leens af, want hy het dit eers gedoen. Yes. So wanneer hoogmoed inkom, maak jy die deur oop. Yes. En wanneer die deur oop maak, dan begin jy op die vyand se sportterrein speel. Yes. En hy is die baas. Yes. En sy stemme. En sy stemme. En jy's confused. Ja, is 'n ander gees van sy kamp of wat begin hierdie ding korrup. Yes. En ek het battles gefight dag vir dag, laat 'n mens mentally so moeg was, dat 'n mens nie meer kon veg nie. Yes. Laat jy uitgedrein was, want jy was nooit in die woord in gewees nie. Jy het letterlik terug gaan sit en sê, is dit my feit is, Here, ek het gelaster, en die grootste aanval wat die vyand vir my geplant het in my kop, is dat ek het gelaster teen die Heilige Gees. Ja, hy gebruik 'n skrif. Hy Wat sê gebruik 'n skrif. onvergif, is onvergifnis. Ja, wat jy kry, ja, jy onvergeefbaar. Onvergeefbaar, Ja. Want ek het baie geoordeel. Omdat ek die woord so goed geken het ek baie teen gemeentes gepraat. Ek het baie teen broers gepraat, ek het baie teen die musiek gepraat. En wanneer jy begin teen dit praat, begin jy eintlik mense verder van God afstoot. Ja. Want jy ontneem God se genade. Jy dink jy's okay. Ja. You got it. It's me, myself and I. En die Heilige Gees binne my en niemand kan my niks vertel nie. Ja. Jy's unteachable. Yes, Jy kom op unteachable spirit, unteachable. ja. Ja. En die ding is, die kritieke punt is wat ons oor praat, is die liefde. Yes. Mens verloor die liefde.
Jy En ons verloor gee die liefde vyand jou geen eer nie, maar hy het 'n paar beplanning hoe hy jou vat. Ja. Waar buitekant moet jy onthou, hy gaan eers vir jou geestelik. As hy jou geestelik kan moeg maak of kan doodmaak geestelik, Yes. dan gaan hy vir jou siel gaan. Dis gaan wat hy jy siel gaan. verduidelik. Yes. Mind, will Yes. and emotions. Hy werk om daar. En hy maak jou lam dat jy 'n besluit moet neem daar. Yes. En dan sal dit oorspoel na die vrees toe. En dan begin hy jou familie, die naaste mense aan jou, begin hy gebruik teen jou. Yes. En dit is waar meer en meer en meer teleurstellings inkom. Yes. Want as daai teleurstellings inkom, skuif jy verder in isolasie in. Yes. Jy Om skuif jouself verder te weg. beskerm, ja. Jy beskerm jouself. En 'n ding wat ek geleer het daaruit, die geestelike hoogmoed en om nie liefde te wys vir mense nie, want God is liefde. Yes. En as God liefde is, moet ons liefde tot ons naaste bewys. Ja. En die grootste ding wat ek geleer het daaruit is dat die Here weerstaan die hoogmoediges. Okay. En as hy die hoogmoediges weerstaan, wie beskerm jou? Teen die aanval van die vyand. Want daar's niemand wat jou gaan beskerm nie, want God weerstaan jou omdat jy hoogmoedig is. Ja. Satan was uit die hemel uitgeskop as gevolg van hoogmoed, pride. Okay. Nou, Yes, en dis 'n posisie wat jy jouself vind nie. Nee. Maar nou wil ek by jou hoor, waar was die turning point? Share met ons geestelik. Wat het gebeur? Die turning point toe jy besef, hey, want ons sê baie op ons episodes, Yes. jy weet nie jy's deceived nie. Ja. Jy weet nie jy's gevang nie. jy weet nie. Jy gaan dit aan want alles lyk reg, dit voel reg, jy hoor reg. Yes. Maar wat was jou turning point gewees? My turning point was toe ek besef het dat die mense wat ek mee baie gepraat het, my close groepie wat ek altyd mee gepraat het, toe ek begin agterkom, hulle staan teen my. En eendag toe gaan ek na hulle toe, te vra ek vir hulle, hoorie, wat gaan aan? Hoekom? En hulle sê vir my die waarheid. Ja. En ja, natuurlik, die waarheid het seer gemaak, want dit jou weer op 'n oomblik in daai selfbejammering ingeslaan. Yes. Jy weet, dit is nou, kry my jammer, ek is jammer, maar toe gaan my oë oop. Toe gaan ek na elke persoon toe, wat ek onreg aangedoen het, wat ek kan onthou van, Ja. wat ek geestelike hoogmoed gehad het, en ek gevra hulle om verskoning, en as ek hulle nie om verskoning kon vra nie, het ek vir hulle, en hulle was nie naby nie, het ek vir hulle boodskap gestuur en gevra, vergewe my, Okay. want dis nie wat die Here wil hê nie. Yes. Want ons wil graag God se genade uitwys. En wanneer ons God se genade uitwys, begin ons in liefde beweeg. Yes. So my turning point het gekom dat ek moes teruggaan en elke ding bely. Ben ek hier trots? Breek jy trots, Yes. maar ek moes dit by naam noem. Yes. Jy kan nie net sê Here vergewe my nie, want ek het dit 100 keer gedoen. Ja. En dit het net aangegaan en aangegaan en aangegaan. En tot ek begin besef, en dit was 'n stadige journey. Kyk, die Here was baie gentle met my, as ek dit so kan sê. In daai tydperk weet ek dat binne my die Heilige Gees gesê, gaan spandeer tyd, maar ek het hom weerstaan, want ek het nie goed gevoel nie. Ja. En tot ek besef het, weet jy wat, kom ek vat weer die uitnodiging. Kom ek gaan spandeer weer met my Vader, hy is die prodigal son. Yes. Ek het tot my sinne gekom. Amen. Toe ek tot my sinne kom, Gaan jy terug huis toe? toe gaan ek terug na, maar ek het gesê, Here, ek het gesondig teen U. Ek het hoogmoed gehad, maar toe moes ek die wortels van elke ding wat saam met die hoogmoed ingekom het, Yes. moes ek ook begin stadig maar seker, want alles gebeur nie one shot nie. Yes. Jy breek wortel vir wortel, jy kan nie die hele boom afkap. Yes, onbeskadig Yes. nie. En dis hoe mooi hy met ons werk. Dis hy. Hy sê daai look at the roots and not the fruits. Baie Yes. mense gebruik die fruits. Hulle tackle die fruits, but the roots is feeding the fruits. Precies. En hoe mooi hy werk weer as ek dit kan sê is met liefde. Yes. Hoe hy indelf en hy sê kom ons haal stuk vir stuk uit. Ja. Maar hoe mooi is dit hy skryf niemand af nie. Hy skryf niemand af, en dit kan ek vir jou vandag beloof. Het maak nie saak wat die vyand vir jou sê nie, dat jy's nie waardig nie, jy's nie goed genoeg nie, jy's weggegooi, jy's verlaat. Die Here sê vir jou in die woord dat al los jou pa en jou ma jou, sal hy jou aanneem. Ja. En dit is wat my vasgehou het. Die getuie, die medicals wat ek gesien met my eie oë, dis wat my geanker gehou het. Yes. En in daai fase wat ek gegaan het, onthou ek eendag, ek was by 'n Bybelstudie en oom Jackie het gekom en hy het vir ons die anker kom wys. En hy sê hoe verder jy van die anker af is, hoe verder gooi die lewe jou rond. Hoe nader jy in die anker begin trek, kan die lewe jou nie rondgooi nie. Power. En ek het begin, en ek sê Here, dit is nie maklik nie wat die storms waai. Ja. Maar ek het getrek, en soos ek trek, bely ek, vergewe my Here, vergewe my, en ek het gegaan, en tot ek by die anker gekom het. Yes. En toe ek by die anker kom, toe besef die Here vir my, jy het nog nie gedeel met teleurstelling nie. Yes. En die Here vat my terug, van my kinderdae af, tot my grootmenslewe,
waar ek besef het van elke teleurstelling. So wat gebeur het, die vyand het daai weggesteek. Yes. En dit was die troefkaart, dit was Ja. dit was die ding hoe hy ingekom het en Dis jou hy. begin pla het. Yes. Maar en ons moet oplet wat die vyand doen is, ons praat baie daarvan, hy los jou buite, hy wil jou uitbrand. Ja. So hy los jy dat jy gaan, maar dis hoekom ons altyd sê is kritiek om seker te maak, jy maak toe elke deur wat jy kan, voordat jy enigiets uit gaan doen aan binnekant. Yes. Dis hoekom hierdie ding ook is, hoor wat hy sê in sy getuienis, hy was alleen. Maar hoe nice sal dit wees as jy daai 4 ouens het wat die Bybel van vertel, wat jy voor Jesus, hulle breek die dak om Ja, jou by om Jesus neer te te kry. sit, ja. En dis wat Wild Horses Ja. is. En sy getuienis is iets moois. Die vyand dink hy die oorhand op hom gehad. Kom die Here deur vir hom. En hoor wat hy sê gesê, toe hy elke keer teruggaan Ja. na elke mens toe. Toe gebruik die Here wat die vyand teen hom gebruik het vir die grootste ministry gap wat daar is. Yes. Want toe sien hulle genade, hulle Ja. sien Jesus in aksie, vergifnis en vrede. Ja. What a great story. Wat sal jy uit dit uitneem en vir iemand op buite te sê, dink jy dat, ons praat baie daarvan, wanneer jy begin stil staan, Yes. wat om jou gebeur, met die miracles en Ja. goed, dis wanneer hoog moet jy gaan vat. Dis wanneer hoog moet jy begin vat. Bly beweeg. Bly beweeg, bly aangaan. Onthou, dit is nie jou krag nie. Dis nie jou gawe nie. Dit is jou gawe, maar dis nie jou krag nie. En dis nie jou eer nie. Yes. Die eer behoort aan die Here en wanneer jy dit begin besef dat dis nie vir jou nie, maar dis vir die bediening van die gemeente. Yes. Dis bediening om die verlore daar buite te gaan uithaal. Dit is wanneer die genade begin deurkom. Yes. En dit is wanneer vryheid begin kom. Yes. Ja. Great, is mooi gesê. Mooi gesê. Sê vir my Werner, nou verder vorentoe op hierdie pad. Wat Yes. lê vorentoe? Wat's in jou hart? Wat brand in jou hart vorentoe? Ek glo jy het 'n mooi journey op, as jy Yes. sê jy het bo in die weivelde geloop, in die groen weivelde en waters waar is en ek dink jy is deur 'n baie diep vallei. Maar hy beloof iets, in die midde van jou enemy het hy jou gedek en jy het aangesit en jy's gesalf. Met my tafel voorberei. Hy het jou tafel voor Ja. die enemies te doen. Yes. Nou sê vir my, wat lê verder voor? Wat brand nou in my hart? Ons wil 'n bietjie hoor, wat sê die Here vorentoe vir jou? Wat in my hart brand is om mense te help wat in dieselfde situasies vasgevang word. Om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig sodat mense kan sien die vrede wat God vir jou gee. Yes. Om liefde te gee, om mense met alles wat binne jou is te kan help. Om waar ook al die Here jou vat, net te gaan. Ek het besluit om te sê, Here, ek is hier. Gebruik my, stuur my. Waar ook al jy gaan, waar ook al jy my stuur, wil ek gaan. Yes. En ek het altyd vasgeskop teen dit. Maar pastoor het in een van sy preke het hy eendag gesê, wanneer jy jou hand op die ploeg geslaan het, kan jy nie meer agtertoe kyk nie. Yes. Jy het nou klaar gesê, Here, ek sien. Maak nie saak hoe hard die pad vorentoe is nie. Vir die pad moeilik is, dis 'n dag wat die Here gemaak het. Ja. Vir dit 'n goeie dag is 'n dag wat die Here gemaak het. Vat dit vorentoe, wees lieflik, wees barmhartig, wees nederig, lewe in die vrug van die Gees. En dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ja, waar trots in waar lê trots in lê en dit nie. en pride en Yes. want jy wil dit vat vir jou. Ja. Die vlees is daar en dit is so belangrik wat hy sê is om te onthou, moenie die vlees kos gee nie. Yes. En dit is so moeilik met vandag se tyd met alles met die fone en alles wat om jou Ja. aangaan, ewen geselskappe. Ja. Sê vir my Werner, as jy vir iemand op buite iets wil sê wat miskien vandag hierdie episode kyk en hy besef dit is sy turning point Ja. om te besef hy het dit nou. Wat sal jy sê is die beginpunt van hom? Wat hy moet doen of die persoon? Die exit is presies waar jy neerkniel. Amen. So waar jy neerkniel, is waar jou journey begin. Amen. En moenie moed opgee nie. Dit is nie 'n maklike pad nie. En reik uit na mense toe, reik uit na die gemeente toe. Jy weet, ek was 'n ou wat op die tyd was, ek is die kerk. Okay. Ek hoef nie na 'n gemeente toe te gaan nie. Ja. Maar die woord sê vir jou, gaan na 'n gemeente toe sodat julle mekaar kan ophou, Yes. sodat julle mekaar kan bystaan, sodat julle vir mekaar kan bid. Ja. En dis wat ek wil gee vir die mense vandag is om te sê, daar is mense wat jou gaan seermaak. Daar is mense wat jou gaan wegtrek en voel, maar as dit is wie hulle is, wil ek nie aan die Here naby kom nie. Moet jouself nooit meet. Moet nooit die Here meet met mense wat jou seermaak nie. Yes. Die Here is getrou, gister, vandag en môre is hy altyd dieselfde. En druk deur. Die battle is daar, maar die Here sê vir jou, die goeie werk wat in jou begin het, sal hy volbring tot die einde toe. Amen.
Amen. Yes. En ons het ding wat sê baie keer, en mense moet dit weet. Rejection is actually divine protection. Want Yes. die Here weet klaar vorentoe Ja. wie saam met jou moet wees. Yes. Soos met Lot Ja. en Abraham. Ja. Hulle moes nie saam gewees het Dis hy. nie. So maar ons vat dit, die vyand convince ons altyd dat ons dit moet vat. Jy Yes. hoef dit nie te dra nie. Nie vir dit te Want dra as nie. hulle jou reject hulle nie jou nie, maar hulle reject wat in jou is. Wat in jou is. En dit sal ons Ja. weet van die vyand se kamp. En die grootste ding wat ek wil baie sê is dat moenie oordeel nie. Want die oordeel wat jy mee meet, sal weer terugkom na jou toe soos 'n boemerang. Yes. En wanneer hy terugkom, slaan hy jou harder as wat jy gemeet het. Ja. En soos die woord ook sê, dat haal eers die splinter in jou oog uit. Of haal eers die balk uit jou oog uit, voor jy die splinter in jou broer se oog sien. Yes. Nee. Wat so mooi is dat die Here laat niks laat vergeefs gaan nie. Yes, Hy nooit gebruik alles, ewen ons flaws en goed. En jy moet daar buite wees, ewen as jy in 'n posisie is waar jy voel vandag is encourage om te sê, weet jy, kniel af. Dis actually nie staan op en kom uit dit uit nie, is actually kniel en beweeg deur dit. Beweeg nader aan die kruis. Yes. Ek wil graag vir jou vra voor ons so gaan afsluit. Baie dankie vir wat jy geshare het. Dit vat baie van iemand af en dit wys my jy's 'n warrior. En ek is trots om jou te ken vir dit. En ek is baie excited om te sien waar die Here jou gaan vat. Ek kan hoor hy vuur is weer aan die go. Ja, hy's aan die gang. Hy's weer lekker en dis waaroor dit gaan. Sal jy ons asseblief uitlei met gebed? Yes, ek En sal. as jy voel jy wil iets sê vir iemand daar buite, voel vry, maar lei ons uit in gebed. Ek sal dit baie waardeer. Dankie Ons sê Boeta, thanks. ons maak jou toe. Ons Hemelse Vader, ek dankie vir die voorreg Vader dat ons vanaand hier kon 'n bietjie gesels het, Here. Here, ek vra vir elke persoon daar buite, Here, wat sukkel, wat nie agtergekom het dat hulle hoogmoed het nie, Here, teleurstellings en alles, Vader, vra ek, Here, dat U hulle sal deursoek, Here. En Here, laat hulle tot die waarheid sal kom, Vader. Here, laat hulle elkeen sal bely, Here, dat elke sonde by naam sal noem, Here. Here, want U is getrou, U is regverdig, Here, U is heilig, Here. En U sal hulle nooit verlaat nie, Here. U sal hulle altyd beskerm, Here. Maar U vra, draai terug na my toe en kom en stap die pad saam met my. Vader, ek vra, Here, dat U hulle sal beskerm, dat U hulle sal behoed en bewaar, dat U hulle veilig hou, Here. Here, dat hulle geestelike oë en geestelike ore sal oopgemaak word, Here, om te kan sien die deceiving wat die vyand kan bring, Here. Here, dat hulle nie sal mislei word nie, Here. Maar Here, dat hulle sal opstaan in die vrug van die Gees en die krag wat U gee, Here, om uit te kan gaan en die evangelie van Jesus Christus te kan verkondig, Here. En Here, laat ons by mekaar kan staan en laat ons eendragtig by mekaar kan wees, Here. En Here, ek vra, Here, dat U elke seer, elke bitterheid, elke teleurstelling sal genees, Here. Dat U hulle sal omvou met U liefde wat die verstand te bowe gaan. En Here, dat U hulle sal oprig om mighty warriors vir U te wees. Here, U het die gawes in hulle geplant, U het hulle gevorm in die hand, Here. U ken elke een, U ken môre, Here. En Here, geef hulle die hoop. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. En onthou daar buite, jy maak saak, kry die regte mense om jou, accountability help, maak seker daai 4 mense wat ons oor praat, wat jou voor Jesus, hulle sal dakke oopbreek vir jou, en om voor Jesus te kry, sodat jy beskermd is, Yes. en weet, dat die Here is met jou, en soos ons altyd sê, die oes is groot, die werkers is min, jy is deel van die werkers, kom ons gaan maak 'n verskil daar buite. Tot 'n volgende keer, baie dankie Sê Werner, vir jou dankie nie. ons sien julle weer. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.